welkom terug by die groot ontbyt en hier is ons saam met Jacqueline Venter in die kombuis. Goeiemôre Jacqueline. Goeiemôre Peer, gaan dit goed? Ag, te heerlik. Altyd 'n lekkerte om jou by ons te hê. Dankie, die pink kombuis het net iets anders, sou jy nie sê nie. Pink soet kombuis. Dankie, Altyd. Peer. Dis die lekkerste ding. Ek verstaan nie hoekom daar nie meer soetigheid in die oggende is hier nie. Ja. Ek dink dit is die tendens wat ons bou. Absoluut. Ek eet alles wat soet is, want dan is die uitkoms dat ek net soet is. Jacqueline, wat bou ons vandag? Peer, dis vakansietyd. Die ding wat gebeur so 3-4 keer 'n jaar hang af van watter skool jy is, privaat of staatskool. En die kinders is almal kinderlik opgewonde want môre begin die vakansie. Ek wonder of skoolvakansies vir ouers ook skoolvakansie. Glad nie. Hulle moet planne maak, Peer, en juis vandag kom ons soet idee nou in hande of ter hande. maar daar's dit Want ons gaan met winkelvla, jy weet ek hou van kortpaaie, né? Dinge maklik maak. Ek hou van 'n boksvla. Oh, fantasties. Ja. Hulle het so 'n nuwe geur karamel, my gunsteling Jy's mos 'n geur. karamelmeisie. Absoluut. Die lewe is net mooi met karamel, maar hulle het 'n nuwe geur uitgebring. En toe dink ek, hoe kan ek vakansietyd vir ouers, oumas, tannies en ooms wat nou skielik na kinders moet kyk wat nou nie elders kan wees nie. Hoe kan ek hulle help om 'n idee bymekaar te sit om in die kombuis handig te wees? En yes, die winkelvla het toe nou gebeur, die skons. Hierdie is 'n karamel winkelvla skon en hy's so maklik. Die afmetings is maklik. Sien jy dat ek hom nie perfek gemaak het nie? Sien jy hy's nie so perfek nie? Jy weet ek het daai ou persoonlikheidjie wat alles so altyd perfek wil hê, maar jy's hierdie een het ek nie. Hy gaan nie perfek in jou maag uitkom nie. Weet jy hoekom? Ja. Want enigeen moet dit kan maak. Ek wil jy sê almal moet nou net geïnspireer wees op die YouTube bladsy van die Groot Ontbyt kyk of op my Instagram bladsy Jacqueline Venter. Vir die resep. Kry die resep Peer en raak aan die werk. So kom ons trek weg. Jy reg om jou hande vuil te kry. Okay, ja. Fantasties. So wat mens altyd met skons moet onthou is Peer, dis 'n paar tegniese goedjies. Vir skons om te werk, het jy nodig om die resep te volg, nommer 1. Hierdie is nie een van daai goed waar jy kan voel moerby net wat jy wil nie. Dis 'n winkel. As jy in die Karoo ry, is daar so 'n winkel moerby. Dis waar jy stop, maar nie met 'n skon resep nie. Jy volg die resep. So, ons het 437 ml vir die wat omgee vir oggend se meel, maar jy gaan mos op die YouTube bladsy kyk of op my Instagram bladsy vir die resep en dit gooi jy in 'n bak. Ek gebruik 'n whisk om hierdie meel te sif, want ongesifte meel kan nou nogal klonte maak en ons het dit nie nodig nie. Die volgende ding, voel bietjie yskoue botter. Hierdie botter is nou die eerste stap van vele waar ons 'n kwart koppie gaan gebruik. Die resep is baie eenvoudig. Jy gaan 'n kwart koppie botter hier by jou meel invryf. Sien jy ek lig my hande so hoog. Dis alles deel om skons te maak werk. Wat bedoel ek, Peer? Sien jy die skons het vele lae. Tel hom bietjie op en wys vir ons kykers. Hy het vele lae. Nou, as 'n mens kyk, is hy nie dens nie. Peer is die skonguru hier vanmôre. Peer, wat sien jy dat hy heerlik opgeruis is? En dit is hoe jy dit reg kry. Ag Peer, jy's die beste. Mense, nou terwyl hulle vir Peer se moves hier langs my kyk, is ek besig om hierdie skon op te lig en ek vryf die botter in tot sandkorrels. sien jy nou? Vakansie, see, korrels, it's happening. Nou Vryf saam met dit die volgende kwart. Nou om my karamelgeur te kry, sit jy nou demerara suiker in. Nou dit is eenvoudig net bruin suiker. Sien jy hoe mooi is die kleur? Daai dikkerige loperige bruinsuiker. Hy's so lekker. Ryk jy die geur, begin jy ons profiel al ryk. Die karamel is besig om hier heerlik te ry en Peer is al opgewonde. Volgende stap is sit ons 'n bietjie bakboor by. Dis baie belangrik met skons. Onthou die laag wat jy vir almal gewys het, dit moet jy nou insit Bakboor. want bakboor is nodig. En dan laaste van ons droë bestanddele 'n kwart koppie. Onthou jy weer net die kwart koppie van ons karamelchips. Nou sjokolade is duur. Ek het almal ingegooi. Sorry, Peer. Jy daar uit die bakkie uit. Dankie, ja. Probeer daar. So by hierso het ek die karamelgeur in. Jy hoef natuurlik nie die sjokolade in te sit nie want sjokolade se prys is duur, maar om dit lekker te maak en om die lewe net beter te maak. Nooit te duur nie. Dit laat jou soet voel, Peer. Die volgende stap is dan jou nat bestanddele. Nou ek het reeds vir ons 1 eier opgeklit. sien julle hoe lekker vuil is my hande? Ek like dit. Dis fantasties. skoolkinders kan nie meer werk. Asseblief, Vakansiegoed. Peer, dinge gebeur mos nou. En dan is 'n kwart koppie melk. Onthou julle die volgende. Ek het so 'n oulike pink afmetertjie wat 'n kwart koppie is en ek dink as jy belê in een van hulle, kan dit nogal werk. En dan daai wonderlike winkelvla. Jy gaan dit nou proe, ek weet jy Net wil. so 'n bakkie vol. Net 'n 3/4, want ek los vir jou 'n proetjie hoor. En dan Ons meng jy verstaan dit- mekaar so mooi. Die dinge gebeur hier in die pink kombuis. So
So, as jy nou al opgewonde is terwyl ek hierdie nat bestelnelle roer, wat jy dan doen, gooi jy dit die nat by die droog en dan peer die een ding wat ook nou nog belangrik is, dis actually die tweede ene, is dat scones nie daarvan hou dat jy te veel dit meng of met dit karring nie. Moenie 'n beslag oormeng nie. Hoe gaan jy dit onthou? Skoolvakansie, ma op karring met die kinders. Hulle is nou klaar eksamen geskryf, jy hoef niks te karring nie, jy hoef ook nie met hierdie skoon deeg te karring nie. Ja. So meng jy dit dan nou net baie mooi saam. Ek gaan dit vinnig wys. Jy druk dit letterlik net bymekaar. En dan, wanneer dit so mooi bymekaar kom peer, hoe proe daai karamel op hierdie punt. Jy het nie eens woorde hier vir my masterpiece wat ek besig om te doen. Ek weet om te eet, ja? Sit jy die oond op 160 grade. Ja. En dan wanneer die skoon bymekaar gekom het, sit jy dit in 'n klaar vooraf bereide pannetjie. Ja. Wat belangrik is, dat die oond net op 160 grade is en Nie dan 180, nie 160. 160, dis 'n bietjie anders as altyd en dan, jy weet mos nou 'n tannie sal inbel en sê Jacqueline, luister, hoe lank moet ek hierdie scones bak? Ek sê altyd, jy Peer, ken jou oond die beste. Kyk hoe lekker. As so 'n kleertjie begin kry bo. Ag, Peer, jy's fantasties. Not just a pretty face. Excuse me, not just a face. Ag, Ja. Peer, dankie vir ons eie program hier vanmôre. Jy's die beste. Maar ons is amper nou uit tyd het. So kom ons rondom sê af. nou, om af te rond het ek hom in 'n pan net ingedruk soos jy kan sê en nou sit jy volgende 'n eierwas bo-op. Dit help om daai bruin te maak soos jy gesê het. As jy nou daai weer in jou hand vat en jy kyk daar Peer, kyk hoe lekker bak dit uit. So dit gaan oond toe 160 grade totdat die kante so mooi so bruin is soos wat Peer gesê het. En dan laaste, as daai skons nou uit die oond uitkom, maak jy nou 'n koppie tee of 'n lekker koppie koffie, ons sommer swart koffie hier vanmôre. En dan neem jy dieselfde winkelvla, jy klits 'n bietjie room op en jy vat dan jou skon as hy uit die oond uitkom. En hy's heerlik en sag. En ander ding is skons hou van selfde dag gebak, selfde dag geëet. Hierdie resep gaan in elk geval nie ekstra hê nie. En dan smeer jy dit ruim op. Dan gee jy vir Peer 1 en ek sê mense, gaan na die Groot Ontbyt se YouTube bladsy toe, kry hierdie resep, deel in Peer se vreugde, want ai, dit gaan 'n lekker vakansie wees. Ek hoef niks te sê nie. Sluit af, sê ons is nou weer terug. Ons is nou hier na terug en Jennifer kyk op die bank vir julle. 1 2 3, hier gaan ons.